Groenertjies uit Polfyntjies vir die proe deur C. Louis Leipold. Die peulvrugte is miskien die oudste kos wat aan die mensdom bekend is. My ou tannie wat oor my skouer kyk onderwyl ek skryf, skud haar kop. Sover ek verstaan, sê sy op die nare, soetsappige manier wat sy het, wanneer sy my wil verpletter, het ons liewe Heer gesê, dat hy die plante wat saad gee, en al die bome waaraan die boomvrugte is, vir ons gegee het as voedsel. Dit sê mos so in Genesis 1 vers 29. Heeltemal reg, Tannie, antwoord ek, nie uit die veld geslaan nie. Maar Tannie vergeet dat peulvrugplante ook saadplante is. En die wetenskaplike wysnese beweer dat dit nie grasplante soos koring en rog nie, maar peulvrugplante soos lensies en ertjies ons allereerste kos was. Hulle sê baie, snou Tannie my toe. Vandag praat hulle oor vitamines waarvan die Heilige Skrif niks af weet nie. Alles sommer gesegdes. Ek stem volkome saam wat die vitamines betref, Tannie, maar asseblief nou, ek moet hierdie stuk klaar hê voor vanaand. Terloops, Tannie is een van die weinige kokke wat ek ken, wat weet hoe om met ertjies te werk. Ek het dit aan haar te danke, dat ek tussen ertjies en ertjies kan onderskei, en goed die verskil leer ken het tussen ertjies wat die naam werd is, en ertjies wat net so goed akkers kon gewees het. Koekertjies, ertjies wat geskik is vir die tafel, is jong ertjies, en nie die wat gewoonlik as koekertjies aangebied word, en waarvoor 'n mens in hierdie dae van gekontroleerde groente deur jou nek moet betaal nie. Regte koekertjies is jonk, sag, maagdelik groen, sappig en mollig. Jy kry hulle gewoonlik net as jy self 'n ertjiery in jou tuin het. Wag nie totdat die peule dik en vet is nie. Hoe minder die peel op 'n watersigtige skepsel se duibeen lyk, hoe beter geskik is hy vir die pot. Waak dus sorgvuldig oor die ertjies, en sodra die pele blyk gee dat hulle van plan is om uit te dui, pluk hulle en haal die klein ertjies uit. Dan kry jy jong ertjies soos die kenner hulle verkies. En glo my, daar is geen groente wat by julle kan kers vashou nie. Om sulke jong ertjies klaar te maak vir die tafel, vereis kundige verstand en wat Tannie noem as slag. Omtrent eersgenoemde stem ek saam. Wat slag veronderstel, daaroor kan 'n mens lank geredekabel, sonder om eintlik tot 'n aanneemlike besluit te kom. Ek weet van 'n ou aja, wat volgens die algemene erkenning van die gesinne vir wie sy as kok gedien het, 'n merkwaardige slag gehad het, om tertjies pragtig goudgeel te kleur. Toe sy my egter die geheim van haar slag vertel, nou ja, van die tyd af is ek altyd 'n bietjie senuweeagtig, wanneer ek goue tertdeeg op die tafel teekom. Om terug te keer tot die jong ertjies, moet hulle om hemelsnaam nie was nie. Dit is moontlik dat daar in die peel 'n rispertjie skuil, maar dan wys jy hom maar net dat hy nie daar hoort nie en basta. Dis al wat eintlik nodig is. Sit dan die ertjies in 'n kastrol met genoeg water, of liewer 'n bietjie goeie vleis op, om hulle dors te les wanneer die hitte kom. Maak die deksel toe
en laat hulle kook in hulle eie vogtigheid, sonder enige byvoegsel van watter aard ook al. Om kruisement, suurlemoenskil, neutmuskaat of wat ook al by te voeg, is 'n aanstoot vir hulle en 'n laster op jou eie smaak. En moenie te lank laat kook nie. Heel jong ertjies, en ek praat nou net van hulle, het nie meer as 'n kwartier kookhitte nodig nie. Sodra hulle papsag is, haal hulle van die vuur af, strooi 'n grypie suiker en sout oor en voeg 'n klont botter by. Natuurlik die allerbeste wat daar te kry is. Skud die kastrol sonder om die deksel af te haal, totdat die ertjies behoorlik geolie is met die botter. Dis dadelik op. Arrie, dis darm een van die puikgeregte wat jy 'n gas kan voorsit. As die ertjies ouer, uitgeswel en meer lywig is, kan die kok hulle ook op hierdie manier voorberei. Inderdaad, dis die gewone manier om ertjies gaar te maak. Maar die kundige kenner hou nie baie daarvan nie. Die uitgegroeide ertjie het nie die sagte sapperigheid van die baba ertjie nie. En daarom word hy doodgedruk met kruisement wat die ertjie smaak oorstelp. Nee, gebruik die mondige ertjie vir sop of puree. 'n Voortreffelike sop kan daarvan gemaak word, die sogenaamde potage Saint-Germain. Basis daarvan is 'n goeie konsom, liefs van hoenderbene en kalfsvleis. Kook die ertjies op die reeds genoemde manier en stamp hulle fyn. Kook hulle dan 'n halfuur lank in die sop, gooi deur 'n vergietes en klits tot die sop gaal en verweelagtig is. Voeg spesery, sout en peper by en laat weer opkook. Sodra dit borrel, voeg 'n koppie room of 2 koppies melk by en dis dadelik op met stukkies geroosterde brood. Sommige kookboeke sê dat die kundige kok hierdie sop moet kleur deur die byvoeging van spinasiesap, om dit 'n mooi groen aanskyn te gee. Maar ek is bepaald daarteen, net soos ek daarteen is dat ons ooit ertjies of enige groen groente moet afronteer deur dit met koeksoda te kook. Groen ertjiesop hoef nie blaargroen te wees nie. Hoe meer room of melk bygevoeg word, hoe minder groen sal dit wees. Maar dit sal nie minder lekker smaak nie. My ou tannie val my weer in die rede. Verbeel jou, wie maak nou ertjiesop sonder eie? Jy het mos nie die minste begrip wat paslik is nie. Hoekom vertel jy nie vir mense? Nou ja, daar is 'n sekte van die kokke wat eers gesnipperde eie, 'n gesnipperde prei, 'n skyfie suurappel en 'n snyseltjie foelie in botter braai, dit by die ertjiepoerie byvoeg en alles dan saam as sop opkook. Dit is suiwer 'n kwessie van smaak, en ek is liberaal en verdraagsaam genoeg om so 'n manier van doen nie as ketters te beskou nie. Maar selfs verkies ek my potage Saint-Germain sonder eie en seldery en foelie. 'n Gesamentlike groentesop staan by my hoog aangeskryf. Maar dit is eintlik nie 'n groen ertjiesop nie. Die van ketters gepraat. Kettery is volgens die woordeboeke 'n moedswillige verwerping van alom erkende geloofsleerstellings. Daar bestaan nie sulke leerstellings in die kookkuns nie. Anders sou daar geen kookkuns wees nie. Die proefnemings en ondervinding leer die kok, en soms deur toeval. As oom Krools, wat gedurende die vorige oorlog in Frankryk was, en daar aangeleer het om kaas oor sy sop te strooi, altyd sy ertjiesop met kaas daaroor eet, dan voel ek nie geneig om hom dadelik in 'n geryp
San Benito na die brandstapel te sleep nie. Die kerel het sy leeftyd en sy eie smaak, en daarmee weer basta. Maar die smaak van groenertjies is uiters karaktervol, en ek ag dit nutteloos en onnodig om dit te probeer verbeter deur allerhande by- en toevoegsels. Dit is iets anders as ons met droërtjies te doen het, maar hulle vereis 'n aparte hoofstuk.